Broers en susters, wat 'n voorreg is dit vir my om julle vanoggend te groet in die naam van die drie-enige God. Ontvang vanoggend sy liefde, en sy genade en sy omgee. En dit kom van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ons sê almal saam, Amen. Broers en susters, kom ons maak die Bybels oop by twee gedeeltes. Dis 'n bekende gedeeltes nou in ons gemeente, maar daar is in die kerk iets soos geestelike meditasie oor die woord. Wat beteken jy lees die woord oor en oor totdat hy vir jou begin betekenis kry, totdat jy die stem van die Here deur die woord begin hoor. En dit is wat ons veral rondom ons visie doen. Om oor en oor, ook as 'n gemeente, stil te raak rondom die woord, wat die gemeenteraad by stil raak. So ons gaan twee gedeeltes lees. Ons gaan 2 Konings 6, ons gaan daarmee begin, maar dis van die volgorde van hoe die Bybel geskryf is, vers 8 tot 23, en dan Nehemia 2, vers 11 tot 3, vers 1, en dan 4, vers 1 en vers 8. Kom ons bid. Ag, liewe Here, as ons vanoggend hier by mekaar is dit omdat U deur die Gees ons gedring het op die dag wat U opgestaan het, o Here Jesus, om te kom hoor wat U vir ons as 'n geloofsfamilie wil sê. En daarom is ons by mekaar om stil te raak en aan U voete te sit, o Vader, om deur die Gees gelei te word wanneer die woord vir ons oopgemaak word. Om deur die Gees gelei te word wanneer ons kyk na dit wat in die wêreld gebeur en hoe U ons geplaas het in hierdie wêreld. En daarom, o Vader, bid ek dat U regtig deur die Heilige Gees vir my sal aanraak. U weet dat ek voorberei het en goed op die PowerPoint beeld gesit het vir ons om te sien, en woorde op papier getik het. Maar o Heilige Gees, as U nie deur my praat, en as U nie ons harte aanraak nie, is dit eintlik maar soos 'n lesing in 'n universiteitsklas, waar professor praat en studente luister. Daarom, o Gees van God, beweeg deur my in ons, en ek sluit myself in, sodat ons sal hoor wat die Gees van God, soos Openbaring sê, vir elkeen van ons as individue wil sê, en vir ons as 'n geloofsfamilie, as 'n groep, as 'n familie, as U kinders, o Vader, as die jonger broers en susters van Jesus. Laat U woord nou hoorbaar in ons ore klink, duidelik op ons harte val. Ons bid dit tot U, o Vader, in die naam van ons oudste broer, ons verlosser, die eerste een wat uit die dood uit opgestaan het. Hy wat opgevaar het na die hemel en wat weer sal kom. Ons Here, ons Redder, U wat God is, o Here Jesus, ons bid dit in U naam, die naam van Jesus Christus. En God se kinders sê almal saam, Amen. Kom ons lees 2 Konings 6 vers 8. Die koning van Aram was in oorlog met die Israeliete gewikkel, en het telkens met sy offisiere afgespreek dat hy op 'n sekere plek sou kamp opslaan. Die man van God het dan aan die koning van Israel die volgende boodskap gestuur: Pas op, dat u nie na daardie plek toe optrek nie, want die Arameërs trek soontoe. Ek sien ek het hier 'n opmerking by Bybel geskryf, 'n missionale kerk, God is deur ons in die wêreld betrokke. Wat beteken, die profeet Elisa het nie in die tempel gebly nie. Hy het in die wêreld ingegaan. Hy het hierso met 'n politieke leier gepraat en gesê, oppas,
wat die wêreld gaan doen. Wie is betrokke in die wêreld en hy die volk van die Here op die manier beskerm. Gevolglik het die koning van Israel boodskappe deurgestuur na die plek toe, wat die man van God aan hom genoem het en hom voor gewaarsku het. Die mense daar was dan keer op keer voorbereid. Die koning van Aram het baie onrustig geword hieroor. Hy sy offisiere laat roep en vir hulle gesê, ek wil weet, wie van ons dra nuus oor aan die koning van Israel? Hier is nou 'n interessante ding wat hier staan. Julle moet nou mooi luister wat antwoord die offisier. Een van die offisiere het geantwoord. Nie een van ons nie, u majesteit. Maar die profeet Elisa daar in Israel kan vir die koning van Israel vertel, selfs wat in die slaapkamer gebeur. Dis wat die Here doen. Die Here kan die onmoontlike moontlik maak. Selfs wat hierdie koning daar in sy slaapkamer doen, kan die Here bekend maak aan sy kinders. Die koning van Aram het gesê, gaan vind uit waar hy is, dan stuur ek manne aan hom om hom te vang. Die koning is meegedeel, hy is in Dothan. Die koning stuur toe perde, strydwaans en 'n sterk mag daarteen. Hulle het in die nag gekom en die stad omsingel. Die môre vroeg het die slaaf van die man van God, die man van God is Elisa, opgestaan. En toe hy uitgaan, sien hy 'n leer rondom die stad met perde en strydwaans. Ag meneer, sê die slaaf vir Elisa, wat gaan ons nou maak? Hy het geantwoord, moenie bang wees nie, die wat by ons is meer as hulle. Elisa het gebid, Here, maak tog sy oë oop dat hy kan sien. Die Here het die oë van die slaaf oopgemaak en hy het gesien. Die berge rondom Elisa was vol perde en strydwaans van vuur. Toe die Arameërs op hom afstorm, het Elisa tot die Here gebid, slaan tog hierdie mense met blindheid. Die Here het hulle met blindheid geslaan, net soos Elisa gevra het. Elisa sê toe vir hulle, dis nie die regte pad nie, en dis nie die regte stad hierdie nie. Kom agter my aan, dan lei ek julle tot by die man vir wie julle soek. Dit is nou interessant. Mens kry eintlik 'n glimlag as 'n mens sien hoe die Here werk. Die tong in die kies. En daar vat hy hulle. Vers 20, die einde van vers 19. Hy het hulle na Samaria toegelei. Toe hulle in Samaria kom, sê Elisa, Here, maak hierdie mense se oë oop dat hulle kan sien. Hier staan 2 keer, maak hulle oë oop dat hulle kan sien. Toe die Here hulle oë oop maak en hulle kyk, toe is hulle binne in Samaria. En hulle was nou in Dothan, hulle wou teen Dothan oorlog maak. En hier word hulle gelei na Samaria toe en hulle besef het nie. En nou sien hulle, jene, ons is in Samaria. Toe die koning van Israel hulle sien, vra hy vir Elisa, moet ek hulle doodmaak? Meneer, moet ek hulle doodmaak? Hy wil nou sommer beklei. Altyd reg om te beklei. Af te breek. Nee, moet hulle nie doodmaak nie, was sy antwoord. Sou jy mense doodmaak, wat jy met jou eie swaard en jou pyl en boog kruisgevangenes geneem het. Sit vir hulle eet en drink goed voor. Dat hulle kan eet voordat hulle teruggaan na die koning toe. Die koning van Israel het vir hulle 'n groot feesmaal gehou. Nadat hulle geëet het, het hy hulle laat gaan, terug na hulle koning toe. En hierdie is 'n belangrike deel, is eintlik 'n sin. Die bendes van Aram het toe nie weer in die land Israel gekom nie. 'n Groot feesmaal. Moenie oorlog maak nie, moenie beklei nie. Geef hulle kos, maak vrede, en dan gaan die geweld weg. Dan gaan ons na Nehemia 2 toe. Nehemia, die wynmaker, ek het nou die dag dieselfde teks gebruik, eintlik al twee die tekste gebruik. Ons kyk vanoggend weer dan na vers 11. Nehemia 2 vers 11. Ek het in Jerusalem aangekom
En na ek 3 dae daar was, is ek stil die nag, stilletjies uit met 'n paar man by my. Ek het vir niemand gesê wat God my op die hart gegee het om vir Jerusalem te doen nie. Behalwe my rydier, het ek geen diere by my gehad nie. En dan gaan ons na vers 14. Toe ek by die Fonteinepoort en by die Koningsdam kom, was daar nie plek vir my rydier om verby te kom nie. Ek moes in die nag met die vallei op boontoe, sodat ek die muur kon nagaan. Daarna het ek omgedraai en is ek weer deur die dalpoort terug huis toe. Die amptenare het nie geweet waarheen ek was nie en wat ek gedoen het nie. Tot dusver het ek niks laat blyk teenoor die Judeërs, die priesters, die vooraanstaande burgers, die amptdraers of die ander wat die werk moes doen nie. Maar toe sê ek vir hulle, julle sien self die benarde toestand waarin ons sit. Jerusalem lê in pyn en sy poorte is verbrand. Kom ons herbou die muur van Jerusalem, dat die vernedering nie langer op ons rus nie. Ek het hulle toe vertel hoe God sy goeie hand oor my gehou het. En wat die koning vir my gesê het, hulle het gesê, kom ons bou, en hulle het die goeie werk aangepak. Vers 20, ek het hulle geantwoord en vir hulle gesê, die God van die hemel sal ons laat slaag in wat ons doen. Ons sy dienaars gaan bou. Julle het nog geen aandeel en nog geen reg, dis nadat mense probeer het om nou te keer dat hulle bou, en geen historiese band met hom nie. Die hoofpriester El-Jasib en sy amptsgenote, die priesters het begin in die skaappoort gebou. Hulle het ook die poort gewy en sy deure ingesit. Daarna het hulle gebou tot by die toring van 100. En dan word die hele hoofstuk vertel hoe hulle die mure bou. Allerhande ouens bou nou hier. Soos ek vir die kindertjies vertel. Dan hoofstuk 4. Toe Sanballat hoor, ons bou die muur, was hy woedend. Hy het met groot ergernis smalend teen die Judeërs uitgevaar en vir sy mede-amptenare en vir die soldate in Samaria gesê, waarmee is die arme Judeërs besig? Hier arme ouens, wat dink hulle gaan hulle nou doen? Gaan hulle hierdie mure regtig gebou kry? Hulle het saamgesweer, vers 8, hulle het saamgesweer om Jerusalem om Jerusalem te kom aanval en verwarring te stig. Ons het tot God gebid en dag en nag wagte teen hulle uitgesit. En hulle het die muur nou gebou. Die ouens het probeer afbreek, hulle het probeer weerstand gee, maar die muur is gebou. Broers en susters, moegheid het 'n vreemde krag. Is mos. Ons is moeg vir korrupsie. Ons is moeg vir donkerte waar binne ons bly. Ons is moeg vir te besig wees. En as die dominee nou nog vir julle sê, kom ons doen iets, dan kan ek sommer sien hoe julle oë dof raak. As iemand vir julle sê, kom ons doen iets, dan kan ek sien julle wil net opstaan, huis toe gaan, die deure toemaak en sê, asseblief, ons wil niks meer doen nie. Die oueres sal sê, 65 en op sal sê, ons het klaar gedoen. Ons het klaar gebou. Ons wil nou net wees, aftree en rustig leef. Dis nou die jong ouens se beurt. Die jongeres sê, ons is te besig. Ons het kinders wat ons moet grootmaak. Ons werk, ons bou 'n beroep. As ons by die huis kom, was ons heel dag besig met werk, heel dag in die karre. Ons is nie lus om met die kerk se dinge besig te wees nie. Ons is nie lus om te bou nie. Die probleem is, broer en suster, hoe kan ons as 'n gemeente 'n missionale of 'n gestuurde gemeente wees as ons moeg is? Want sien, die NG Kerk sê
die NG Kerk is ek gaan dit vir julle verduidelik, is 'n missionale gemeente. Dit beteken die NG Kerk is nie meer soos 'n tradisionele gereformeerde gemeente nie. 'n Tradisionele gereformeerde gemeente is kerkisties. Ons kyk net binne en ons werk net na onsself. Die NG Kerk het jare terug gesê, nee, julle sal sien ek sê missie. Dis waar missionaal, ons het missionêr, ons het sendelinge. Ons self doen sendingwerk. Nie net ander ouens nie. Daarom staan daar, ek het vir die gemeenteraad gesê, ons gebruik die woord gestuur, want dit is meer Afrikaans. Ons, ek en Kluis, is gestuur. Ons is gestuurde gemeente. Maar as ons moeg is, kan ons nie gestuur wees nie. En daarom kom God vanoggend en hy sê vir jou, weet jy wat, ek hoor jou. En God kom vanoggend en hy sê, ek kyk met sagte oë na jou. As jy vir my sê, jy's moeg. As jy vir my sê, jy het nie krag om nog 'n gestuurde Christus gelowige te wees nie. Maar God kom ook vanoggend en hy sê, kom ek help jou. En dis vir my altyd die wonderlike van die Heilige Gees en die wonderlike van Christus gelowige wees. Is God los ons nie waar ons is nie. Maar God kom vanoggend en hy sê, ek soek nie helde nie, ek soek net mense wat sê, Here, ek is moeg, maar goed, ek sal probeer. Nehemia, broer en suster, was 'n doodgewone ou. Hy kon ook gesê het, dalk het hy vir die koning gesê, ek is te moeg. Onthou, hy was nie 'n priester nie, hy was nie 'n profeet nie. Hy was maar net 'n ou, soos ek vir die kinders gesê het, wat vir die koning wyn ingegooi het. Hy was amper iets soos 'n skinker, lees ons. En toe hy hoor daar's 'n probleem in Jerusalem, toe is hy hartseer. Maar hy het nie net gehuil nie, hy het gesê, ek huil en ek is hartseer, maar kom ons doen iets. En toe het hy na die koning toe gegaan en gesê, Here, ag, U Majesteit, help my, laat ons iets gaan doen, daar waar daar nood is, kom ons bou. En toe hy by Jerusalem kom, en die ouens hoor, hierdie man wil op die ou einde, hulle help in hulle nood, toe sê hulle, kom ons bou. In hoofstuk 3 staan daar, en hulle het begin bou. Hoe is dit moontlik, dat mense wat moeg is, hoe is dit moontlik dat mense wat bang is, want moenie dink, daai ouens in Jerusalem was so sterk nie. Hulle was 'n klomp eenvoudige mense, hulle het nie eers 'n koning en 'n leier gehad nie. Hoe is dit moontlik dat daai ouens 'n muur kon bou? Hulle het gesê, die saak is groter as ons behoeftes. Ons wil iets regkry wat goed is. En daarom het hulle begin bou. En broer en suster, om op daai punt te kom, moet 'n mens miskien net vir 'n slag sê, kom ons kyk wat is die realiteit van ons samelewing. Want die realiteit waarbinne ons leef, kan nie geïgnoreer word nie. Hulle kon nie die realiteit waarbinne hulle geleef het, ignoreer nie. Hulle kon nie daar staan, julle sien self die benarde toestand waarin ons sit, die mure is af, die ouens gaan inkom en julle doodmaak. Dis die realiteit. Jerusalem is in 'n vernedering. Daar staan die woord, vernedering. Die realiteit waarbinne ons leef, is ons gemeenskap, ons gemeenskappe, ons samelewings, is in 'n benarde toestand. In werklikheid, ek kyk nou so, ons het eintlik 2 gemeenskappe hier op die plek waar ons is. Ons het 'n wit gemeenskap en ons het 'n swart gemeenskap. En beide van hulle het eintlik dieselfde probleem, op 'n ander manier. Dinsdag aand kry ek 'n boodskap van een van ons lidmate, Ernst en Annette Blighnout, wat se seun oor die naweek deur 'n geweldige aanval in Oos-Kaap is. By die boodskap is 'n foto van hom in die hospitaal, waar hy lê met 'n klap op sy oog. Ernst vertel vir my, die mense het ingekom, en hulle het vir hulle gesê, ons gaan vir julle doodmaak, en dit het tot 'n geweldige geveg gelei. Hy is later geopereer, die seun, hulle gesigkonstruksie gekry.
hoop hy's nie blind in die oog nie. Dis ons realiteit. Ek is deur 2 gewapende aanvalle. Wie van julle, ek wil hê julle met julle hande opsteek, dis ons realiteit. Wie van julle is deur 'n gewapende aanval? En wie van julle ken mense wat deur 'n gewapende aanval is? Ek wil net 'n bietjie hê ons moet kyk, hoeveel is ons? Steek bietjie die hand op. Hoog, ek wil vir julle sê, dit is meer as die helfte van ons. Dis 'n gesig van hooploosheid. Ons gemeenskap soek hoop, is 'n deel van ons gemeenskap. Ons het ook 'n ander gemeenskap. Ons het 'n gemeenskap, daai foto, kan julle by my kom kry as julle wil, van 1 uur as hierdie skool uitkom, daai hele plek is vol kindertjies, wat wag, vir die taksies om hulle huis toe te vat, of vir pa en ma om dalk te kom hulle huis toe te vat. Laerskoolkinders. Dis die realiteit van ons gemeenskap, na skool. Hierdie foto is op 12 Mei hierdie jaar geneem. Hierdie foto is verlede donderdag geneem. As julle hier kyk, ek het al baie hier getel, ek tel so dat hulle sien, ek tel nie, want ek is bang hulle word kwaad vir my. Wat beteken is van 'n verhouding wat nie reg is nie, nê. Hier is meer as 21 taksies, en daar is meer as 21 taksies. En in die oggend sit daai ouens daar en speel marabba en allerhande goed. Mense, dis hulle wêreld. Mense wat, daai ouens het in die oggend 3 uur, is hulle al op pad om die kindertjies op te laai. Hier staan ouens wat ons irriteer. Ja, hulle kom, baie van hierdie ouens, hoor ek deesdae, slaap in die pype wat hier gebou word, of die mangate wat oop is, maak hulle oop, en dan slaap hulle in die pype wat ons nie sien nie. Oggend kom hulle uit, dan staan hulle wag vir ons karre, of waar ook al, in die aand gaan staan hulle maar weer, hulle is op die hoek van die strate, ek raak so geïrriteerd. En dan kom ons, en ek is een van hulle, en ons bly agter slot en grendel. Ek het nou gedink, ek wil vir Avril sê, luister, ek dink ons moet ons beams weer bietjie opgradeer. Ons moet glad nie skuldig voel as ek dit sê nie, maar dit is ons realiteit, omdat ons bang is. Een gemeenskap sê, ons is bang, ons maak ons toe. Dis die realiteit. Ons hoef nie skuldig te voel daaroor nie, ons moet onsself beveilig. Die ander gemeenskap waarbinne ons leef, is, hulle is moeg, hulle gee nie om vir die korrupsie nie, want hulle het niks om te verloor nie. Hulle wêreld voel donker, want dit is waarbinne hulle leef. En ons moet 'n lig wees in beide gemeenskappe. Dis ons uitdaging. Sonder om moedeloos te raak, sonder om te gaan lê en onsself jammer te kry, kan ons sê, hierdie gemeente, Linwood Rif se geloofsfamilie, met die visie kom na my toe almal, is 'n lig op die rif, dat die wêreld kan weet, Jesus is die Here. Maar dan moet ons anders kyk na die wêreld. Die dienaar van Elisa is bang, hy kyk na die wêreld en hy sien 'n klomp mense wat hulle gaan doodmaak, hy's bang. En dan kom Elisa en hy sê, Here, maak sy oë oop dat hy kan sien. Here, laat hy ophou om met moe oë na die wêreld te kyk. Laat hy net vir 'n slag deur die oë van God kyk. Laat hy geestesoë kry om na die wêreld te kyk waarbinne hy self is, in die wêreld waarbinne ander mense leef, en dat hy hoop kry. En wat sien hy? Strydwaans van vuur, pere van vuur. En dan word hulle weggevat na 'n ander stad toe. En dan wil hy koning hulle doodmaak, en dan sê Elisa, jy kan nie mense doodmaak wat jy self nie gevang het nie. Geef hulle kos, gee 'n feesmaal, daar staan net 'n groot feesmaal gegee. En dan het hulle weggegaan. En dan staan daar, en daar was vrede. Dis die visie van 'n bouer. Die visie van 'n bouer is iemand wat in die gemeenskap ingaan
en vrede maak. Vredemakers. Wat in die gemeenskap ingaan en kos gee, kosgeers. Wat betrokke raak by die nood van ander mense. Waar ons is. Ons is ligdraers. Miskien moet ons op 'n ander manier na die wêreld kyk. Met nuwe oë, 'n nuwe paradigma. God sê al 13 jaar vir ons, gee hoop in hierdie gemeenskap. In 2012 het hy gesê, kom na my toe. Maar is asof ons nie mooi verstaan het nie. 2023 het hy dit sterker gemaak en gesê, kom na my toe almal. Want kom na my toe, is half klink dit vir my, net inwaarts, kom na my toe. Kom na my toe, almal is oop. Julle is oop vir almal. Nie vir sommiges nie, vir almal. Die evangelie van die Here is oop vir almal. In 2013, toe sê hy, ons moet 'n plek wees waar 'n oase van hoop vir almal is. In 2017, toe sê hy, vestig 'n gemeenskap van hoop. En dis asof ons dit nie gehoor het nie, maar ons het in 2017 besluit om 'n gemeenskapsendeling aan te stel, om in die gemeenskap in te gaan, en hierdie gemeenskap wat ek vir julle gewys het, hoop te gee. In 2018, toe het ons die gemeenskapsendeling aangestel. In 2025, toe sê ons, nou, dis die Here wat het gesê het, bou 'n gemeenskap van hoop. Dis asof ons nou by die praktyk is. Sien julle, die oase van hoop is amper so 'n bietjie filosofies. Vestig, so half in die lug, maar bou. Bou is iets prakties. Nou sit jy die hand aan die werk, dis soos iemand wat ploeg. Dis aksie, bou. Vir 13 jaar, broer en suster, het ons gehoor, het ons geluister, het ons geleer, het ons misluk. En dan probeer ons weer. Maar weet julle wat? Ons is nog hier. Want God wil ons gebruik. Want God is hier. En die wonderlike van genade is God is nie klaar met ons nie. En God se opdrag is ook nie klaar vir ons nie. En ek weet die dag as ek nie meer hier is nie, gaan ons nog steeds bou in hierdie gemeenskap, wat ek nie weet hoe hy dan gaan lyk oor 4 jaar nie. Want die visie van die Here, dit wat die Here vooruit sien, is groter as wat ek sien, is groter as wat enige een van ons sien. Ek wil hê julle moet julle afkondiging papiertjie kyk, wat daar was staan, wat beteken dit om 'n gemeenskap van hoop te bou? Ek wil julle gou daardeur vat. Hoe bou ons as Linwood geloofsfamilie klare gemeenskap van hoop? Ons het 'n Engelse erediens Sondagmiddag wat ons 'n netwerk doen met 'n ander kerk, Jesus Life Community Church, wat in Mamelodi is. Broer Jacques en Bia is in 2023 wat is die woord, herontplooi na Garankuwa toe waar hy vandaan kom, en aan die einde van die jaar maak sy eredienste hier klaar, en gaan hy ten volle fokus op Garankuwa soos dit was. 'n Predikant kan nie op 2 plekke gelyk wees nie. Jy kan nie 'n suksesvolle bediening hê op 2 plekke nie. Ons het 2 skole, gemeenskapskole op die kerkkampus. Ons het 'n dansskool op die kerkkampus. Ons het 'n gapjaar sentrum op hierdie kerkkampus. Ons fasiliteite word in die week deur 11 besighede gehuur en 6, ek wil sê ad hoc besighede. Met ander woorde, 17 gemeenskapsbesighede hier ons fasiliteite. Ons taxi-bediening wat ek nou vir julle die foto gaan wys, wat ek vir julle op 17 Augustus van vertel het nou lekker afgeskop in ons gemeenskap
sending. En ek gaan vir julle die foto's wys. Want dis waarvoor die Here ons al in 2017 geroep het. En dit werk nou mooi. Ons het 'n swart Franse gemeente. Kan julle dit glo? 'n Swart Franse gemeente het my die week na 17 Augustus het ek vir julle vertel van die visie om 'n gemeenskap van hoop te bou. Daai week toe bel hulle my en sê hulle wil ons fasiliteite gebruik. 'n Swart Franse gemeente. Wow. Kom Sondagmiddag hier by mekaar. Ons spanningsbediening, broer en suster, is nog nie lekker of van Dreef af nie, maar broer Floris van der Walt en broer André, hulle het vir my 'n briefie geskryf, hulle werk nog hierdie jaar daaraan. Maar as jy kyk na die begin van hierdie preek, die inleiding van die geweld waarbinne ons gemeenskap is, dan kan jy verstaan dat ons 'n dringende nood aan 'n spanningsbediening het. Om mense te help wat deur hierdie geweld gaan, of mense wie se kinders deur hierdie geweld gaan. Ons hoor, ons leer, ons luister, ons misluk, ons staan op, en die Here gebruik ons, want ons is steeds hierso. Ons taxi-bediening, wat die Here al so lank vir ons sê ons moet doen, word gedoen deur broer Steven Swane. Ja, hy is so jong ouetjie, ek dink hy is so net na die 30. Hierso is hy by die taksies, wat ek nou vir julle gewys het, en daar sien hy vir 'n ou, en daar bid hy vir hulle, en daar, jy sien die skool se agtergrond. Maar daar is nog 'n foto, maar hier is hy in die gemeenskap, waar 'n oop Bybel, en daar oral in die gemeenskap. In die gemeente waar saam hy is, die Jesus Life Community Church, ek kan net sien, wat ons gevra het, nadat hy begin het hulle ons gevra, maar kan hulle nie deur hom Sondagmiddag 'n erediens hou vir hierdie ouens wat hy in die week bedien en bereik nie. Nou daai ouens is omtrent tussen 30 en 40, die Franse gemeente is omtrent tussen 40 en 50. Hulle het gelyklopende eredienste. 'n Gemeente wie se hart oop is vir die wêreld, sê kom na my toe almal. Want die Here sê kom na my toe. Broers en susters, ek voorberei vir die preek. En ek sê dit met nederigheid en met dankbaarheid. Toe dink ek as ons hierdie deure toemaak, dan is daar 'n groot verlies in bediening. Stem julle saam? Maar dis nie die einde nie. 'n Hond wat hase jag, voel nie die vlooie wat hom byt nie. So ons moet aanhou om hase te jag. Ons moet aanhou. Johan van Skalkwyk, my ander kollega wat nou al weg is, hy het altyd gesê, daar's kefbrakkies om jou, wat jou irriteer en wat probeer om jou aandag weg te trek van die hase af. Ons het 'n visie, ons het 'n taak, ons het 'n roeping en ons jaag hom. Ons gaan hom bereik, ons het 'n fokus. Dit maak nie saak of ons probleme kry na watter kant, of ons breekers het of toekykers nie. Ons gaan dit doen. Sanballat het probeer om hierdie mure te keer, maar hy kon nie. Jy het bouers, jy het afbreekers en jy het toekykers. Daai foto wat ek daar het, daai wonderlike geboue wat daar gebou het, daai stene daar in die middel is afgebreek deur daai geboue af te haal. Daar's sulke mense wat dit wat ons doen wil hulle graag afhaal. Daar aan die regterkant is 'n klomp toekykers. Dit maak nie saak watter kant toe, of hulle gebou, as hulle bou dan klap hulle hande en sê dis o mooi. As hulle afbreek dan klap hulle hande en sê dis o mooi. Weet julle, die Here soek nie die sterkste mense nie. Die Here soek ook nie die slimste mense nie. Die Here soek mense wat sê, hier is ek. Ek is op puntdiens. Ek sal die troffel vat. Ek het maar net een handjie in ek is al stadig, maar jy gaan miskien 10 stene lê en ek gaan net 1 steen lê. Maar is okay, ek gaan bou. Onmoontlik?
Vir mense ja, maar nie vir God nie. Onthou wat het Jesus gesê, vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik. En ek wil vir julle vertel van verhale van hoop vandag. Ek gaan vir julle 3 verhale van hoop vertel. Om vir julle, as julle dink, o, jene, die goed wat die predikant nou vandag vertel, ek verskil daarmee of dis nie moontlik nie, ek wil vir julle vertel dat die Here ons seën. Ek het nou vir julle vertel, op 17 Augustus het ek vir julle vertel wat die gemeenteraad van die Here gehoor het, bou 'n gemeenskap van hoop. Daai week, en dis nie toevallig nie, dis die werk van die Here, het daai Franse gemeente gesê, ons wil nie, en hulle is nie Afrikaans nie, hulle weet nie wat ons hier vir mekaar sê nie. Dit kom van die Here af. Dit bevestig die werk van die Here. Daai einste week, of die volgende week, het daai Jesus Life Community Church gesê, kan ons in die middag ook julle geboue gebruik vir die erediens. Hier's 'n mooi storie. Maak so, julle moet mooi luister. 2022 kry ons as 'n geloofsfamilie 'n dankoffer van R1 miljoen. Sal dit weer gebeur? Menslik gesproke, sal 'n gemeente 2 keer R1 miljoen kry? Menslik gesproke, sê nee. Verlede week kom Sanelda na my toe. Sy staan so en ek sien sy so, ek weet nie wat sy was nie, maar sy het nou nie geweet, moet sy vir my sê of nie. Sy sê, Jorie, ons het 'n erflating van R1 miljoen gekry. 3 jaar later. Broer en suster, as jy agter die Here aanloop, het ek altyd vir julle gesê, dan voorsien die Here vir sy werk. Dan seën die Here. Dis Gods onmoontlik vir enige gemeente soos ons, wat middeljarig en ouer is, om in 3 jaar 2 keer R1 miljoen te ontvang. Hoor wat ek vir julle sê, dis Gods onmoontlik. By mense. Maar by God is alles moontlik. Bou 'n gemeenskap van hoop. Kom laat ons bou. Ek sê vandag vir julle, ek is 'n bouer. Ek bou. Ek gaan bou en ek gaan vorentoe bou. En ek nooi jou om saam met my te bou. Die fondament is nou gelê. Ek het vir julle vertel, die fondament lê daar. Hoe die Here ons verder gaan lei, kan ek nie sê nie, maar ek wil graag hoor. En as die Here sê, gaan ek die troffel vat met die stene en die uisters en ek gaan bou. Die bouers bou. En as jy wil bou, kan jy saam bou. Vader, dankie vir die woord van vandag. Laat ons dit vashou en glo en doen. Sien elkeen van ons wat vanoggend hier is. In ons huise, Here, gee ons vrede. In ons harte gee ons vrede, in ons werk gee ons vrede en wysheid. In ons verhoudinge, liefde, nie aggressie en beklei nie. Seën ons gemeente, Here. Maak ons 'n lig op die rif dat die wêreld kan weet dat Jesus die Here is. Gebruik ons om hoop te bring waar dit donker is. Vader, ek bid spesifiek vir al die geestelike leiers, vir Johan en Delien, vir almal wat siek is, vir al ons bedieninge, al die saamberoepers van bedieninge, al die projekte in die gemeente, alles wat U vir ons gegee het om te doen, en wat U wil hê ons moet nog doen. Laat ons bou, Here, in gehoorsaamheid met dapperheid. So bid ek vir elke lidmaat, al die seniors, elke lidmaat wat bly is, elke lidmaat wat hartseer is. Tree in vir elke lidmaat wat gesond is, elke lidmaat wat siek is.
Vir hulle wat hierdie week mense aan die dood afgestaan het, en net die komende week by jou graf gaan staan, troos hulle. Ons bid vir die regering, vir die leiers van die stad, vir leiers van ons eie gemeenskap. As ons hier uitgaan, o Here, dat die wêreld kan sien dat ons as individue ligdraers en bouers is. Vader, ons bid dit tot U in die naam van Jesus Christus, ons Here. God se kinders sê almal saam. Amen. Ek wil vir julle nou nog 'n mooi storie vertel van God se humor. Julle het nou al gehoor van die Babelse verwarring wat mense hier in die kerk gedoen het, wat nie ons lidmate is nie, wat letterlik ons kerk ontheilig het. Maar ek sê altyd, stap agter die Here aan. Want dis die Here se geveg, is nie ons geveg nie. So kom Sandelda weer hierdie week na my toe en sê, Jorrie, ons het 'n brief van die onafhanklike verkiesingskommissie gekry. Hulle wil volgende jaar met die verkiesing ons fasiliteite gebruik om te stem. Klomp mense wat ons gemeente en die gemeenskap so sleg maak. En hier kom die Here en sê, ek sien julle raak. En ek dink, Here, U het 'n interessante sin vir humor. U het 'n interessante sin vir humor. Broers en susters, ons moet nooit die Here se geveg vir hom veg nie. Moet dit nooit doen nie. Staan agter die Here, laat hy voorgaan. Ontvang die seën van die Here en gaan leef in vrede. Die Here sal jou seën en beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en vir jou genade gee. Die Here sal jou gebede verhoor, vir jou vrede gee. Ontvang dit in die naam van die Vader, die Seun en God die Heilige Gees. Amen.